Goeiemôre gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens. Baie welkom aan elkeen wat inskakel deur die uitsending. Dit is wonderlik om julle op so 'n manier ook hier te hê. Julle baie dankie vir die voorspel. Dit is regtig besonder. Vriende, ek glo almal van ons het die aankondigings op die WhatsApp gekry. Ek wil sommer net vinnig daarna loer. Is vakansie en dis koud. Ons sien dit ook. Ek hoop elkeen van ons het daarom ook planne om ergens voor 'n verwarmer of 'n vuurtjie of onder 'n kombers te sit na die diens en lekker te broei vir die res van die dag. Vriende, ons het 'n paar dinge by die gemeentenuus. Ons het die lidmaatskappe van nuwe lidmate ontvang. Lise Vreyer wat van Fontainebleau gemeente in Randburg kom en dan Dion en Karen Smit en hulle kinders Darius en Dion wat van George Suid afgekom het. Baie welkom ook in ons gemeente, mag die Eike se familie julle binnekort ook omarm en mag julle ons hartlikheid ook ervaar. Vriende, dan is daar 'n paar mense wat in die hospitaal is, vir wie ons moet opdra aan die Here, en ook 'n paar families wat deur moeilike tye gaan op die oomblik. Mag ons regtig hierdie persone aan die Here opdra. Die eerste persoon is dan die Marie Larm wat in die hospitaal is na operasie, en dan die Helen Lindveld is ook in hospitaal. Ek gaan vra dat ons regtig vir hulle ook sal bid in hierdie tyd. Dan is daar 'n paar families wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat ons gebed nodig het. Ons almal het heel waarskynlik gehoor van hom Henny Snyman, en dan is die Engela Franken ook oorlede, en Andrei Schreder is ook skielik oorlede hierdie week. En dan natuurlik is die roudienste van hom Henny hierdie week, en ook volgende Vrydag Ronelle, haar pa wat oorlede is, 'n troostdiens, die 3 Julie. Mag ons regtig aan hierdie families dink in hierdie tyd, waar hulle deur hierdie swaar tyd gaan. Vriende, dan die verjaarsdag vir die week, ons het besluit om op die aankondiging wat op die WhatsApp uitgegaan het, almal sin op te sit, maar daar is een persoon wat 80 jaar en ouer is, en ek wil sommer vir Tannie Daleen Rademeier ook gelukwens. Ek weet, hulle kyk deur die stroom, hulle het verhuis intussen Somerset West toe. Mag dit regtig vir Tannie ook 'n besonderse dag en jaar wees. Kom ons gee maar vir haar 'n hande klap. Dan het Sias ook hierdie week met 'n verjaarsdag geseën. Sias, mag dit regtig 'n wonderlike dag en 'n wonderlike jaar vir jou ook wees wat voor lê. En ek weet Tannie Christine het ook gister verjaar. Tannie, mag dit 'n wonderlike jaar vir Tannie ook wees. Vriende, dan van alles en wat nog, die 29ste, dis nou môre, maandag, is die kerkkantoor gesluit. So as iemand dalk by die kerkkantoor wou gewees het, hulle is môre nie daar nie, kom weer Dinsdag. Dan is daar kerkbodes in die voorportaal of by die deure, kry gerus jou kerkbode as jy op pad uit is. En dan die wintersprokie is op pad, dis die 24ste Julie, dit beloof om 'n wonderlike aand te wees, en die wintersprokie komitee het laat weet, daar is 'n verminderde prys vir die wat bespreek tot en met die 2de Julie, so tot en met die 2de Julie as jy dan bespreek, is daar 'n bedrag van R350 gekoppel aan die kaartjie vir die wintersprokie ete. Moenie dit mis nie. As daar vriende of familie is wat 'n geleentheid soek, dis 'n 3-gang maaltyd, daar's lewendige musiek, gelukkige trekkings, en is 'n semi-formele aand, so dit gaan 'n mooi besonderse aand wees. Moenie dit mis nie. Dit is die 24ste Julie, die aand om 6:30. Mag ons uitsien ook na daardie geleentheid. Ek moet eers die kers aansteek, amper. Vriende, ons het ook besef Vrydag dat die week wat voorlê met die dreigende betogings en stakings wat daar is, maak dit ons op 'n ongemaklike plek in ons land is, en daarom het ons gedink dit sal goed wees as ons bid vir ons leiers en ook vir die omstandighede waar hulle besluite moet neem en waar hulle leiding moet neem. Mag ons regtig ons land se leiers en die leiers ook in groter en kleinere mate in ons land aan die Here opdra, dat hulle met die nodige insig ook hierdie
onstuimige waters sal kan vaar. Ek gaan vir ons die kers aansteek en ons ook herinner daaraan dat die Here vanoggend hier teenwoordig is en dat hy ook in ons land teenwoordig is. Mag ons bid met daardie wete ook. Vader, en dan baie sterkte vir jou diens. Ons sien uit, mag die Here jou ook seën met vanoggend se boodskap. Baie. Sê, goeiemôre geliefdes. Geliefdes is altyd vir staaks op die koue dae, dan waar ons die meeste mense nodig het om mekaar warm te sit. Dan sit julle so ver uit mekaar, uit so min en so ver gesaai en maar moenie bekommer nie, ek het 'n baadjie aangetrek vanoggend dat julle nie moet koud kry nie. Baie welkom aan elkeen wat ook uit die stroom by ons aansluit of nou op die oomblik is of miskien later is. Ek hoop julle is daarom ook warm of nou in die bed is of net ten minste 'n beker koffie in die hand het. Maar geliefdes, die Junie vakansie het nou aangebreek. Die koue is hierso, die skole het gesluit, maar die sporttoere is mos nou aan die gang gewoonlik en dit laat my so dink aan 'n geval van 'n persoon wat ek een keer by gekuier het. En hy vertel dat sy seun vroeër die dag ingekom het en hy vir hom sê: "Pa, ek het R3000 nodig vir die golftoer." Hy sê hy word nie gevra nie, hy word gesê hy het hierdie geld nodig. Hy probeer nog uitvind, julle ken hierdie vorms wat jy het om te gaan vra vir skenkings. Nee, daar's nie so iets nie. Daar's net 'n vereiste kort die geld. Nou geliefdes, ek glo almal van ons het al eers daai belewenis gehad dat jy word nagepraat, nie eintlik met gepraat nie. Dit is nie 'n gesprek wat uiteindelik plaasvind nie, dit is net 'n na jou toe gepraat. Dis wanneer jy op pad is na 'n voertuig of op pad ergens heen en die bedelaar kom sê vir jou, asseblief kan jy help? En hoe meer jy sê, maar ek het nie kontant vandag nie, hoe meer verduidelik hulle vir jou dat hulle eintlik daai kontant nodig het wat jy sê jy nie het nie. En hulle bly verduidelik. Dis die kind wat by 'n vriend wil gaan kuier en geen verduideliking of nee is genoeg nie. Of 'n baas wat nie hoor of verstaan dat nee, jy kan nie net 'n uur later bly nie. Jy het reëlings met familie of jy moet ergens wees of jy het 'n afspraak. Word jy net die hele tyd verduidelik hoekom jy moet. En dis uiteindelik daai gedagte wat net gesê word, jy word nagepraat. En die oomblik wat jy jou beurt het om te praat, wat gebeur? Jy sien soms op hulle gesig, hulle luister nie na jou nie. Hulle is net besig om verder weer uit te werk, wat gaan hulle vir jou sê as jy nou 'n oomblik stil bly. Geliefdes, wanneer ons groot word, wanneer ek jonk is, dan word ek geleer om te bid. Ek word geleer om dankie te sê vir dit wat goed in my lewe is. Om jammer te sê vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Asseblief te sê vir dit wat ek nodig het. Maar soos jy ouer raak en jy begin meer verstaan, is dit veronderstel om in meer van 'n gesprek oor te gaan. Maar ongelukkig groei ons nie altyd as gelowiges nie. En dan word gebede ietsie soortgelyk. Ons glo ons moet met die Here praat en wat is gebed? Gebed is om met die Here te praat, maar so maklik word dit ook 'n geval van ek praat na die Here toe. Ek sê jammer, ek sê asseblief, ek sê dankie. En in tye wat ek moet stil word, dan werk ek weer uit en ek voel weer skuldig en ek werk weer uit waarvoor moet ek asseblief jammer of dankie sê, want ek moet tog met die Here praat en ons raak nie altyd geoefen met die stiltes nie. Maar ek weet, as ek mense hieroor praat, dan hoor ek baie keer dieselfde en dis, wanneer ek stil sit, stil bly en stil word, op daai oomblik is al wat daar is stilte. En hoe moet ek dan na die Here luister? Geliefdes, om na die Here te luister is 'n oefening wat ons doen. Dis iets waarna ons fiks raak. Dis iets wat ons leer om te doen wanneer ons regtig kalm raak en vra, maar wat sê hierdie teks vir ons? Hierdie gebeure wat plaasgevind het, waar het ek die Here beleef en waar het ek dit ervaar? Dis gebede, maar nie net altyd om te praat nie. En vandag gaan ons bymekaar kom en ons gaan kyk na die verhaal van Nehemia. Spesifiek die gebed van Nehemia. En ons gaan kyk na 'n balans met 'n tema wat 'n klein bietjie gewaagd is om te sê, soms is gebede meer as om te wag op die Here. Nou ek het net gesê ons moet wag, nou net gesê ons moet luister en dit is belangrik.
Maar 'n belangrike punt daarmee saam is, dis nie net 'n gedagte om te sê, maar ek vat dit en ek gee dit vir die Here nie. Dis om te sê, maar wanneer ek bid, is dit veronderstel om my te vorm. Ek soek ook na die Here. Nie net ek het nou gebid en vir die Here gesê, Here, U sien hierdie probleem en U sien hierdie krisis wat ek nie meer gee nie. Ek het dit nou vir U gegee, dis nou U se, nou kan ek al van vergeet nie. Geliefdes, ons gaan kyk na Nehemia. En hierdie balans uiteindelik soek oor wanneer sê ons vertrou die Here is in beheer, want daar is tye wat ons oorgee en daar's tye wat ons sê, maar weet jy wat? Dis nie net die Here se nie. Die Here het my gekies, die Here het my gestuur en die Here het my verantwoordelik gemaak om ook op te tree en nie net terug te staan nie. Ek wil vir ons as 'n foto, die teks wat ek vir ons wil lees, is Psalm 25 vers 4 tot 5. En dit beeld iets hiervan uit. En hoor hoe skryf Dawid, hoor hoe word daar geskryf, nie net om te sê, Here, maar ek soek dat U my lei nie, of dat U die wêreld se probleme uitsorteer nie, maar dat uiteindelik iets van U weer leer ken. Skryf, Here, maak U paaie aan my bekend. Leer my U weer. Lei my deur U waarheid en leer my, want U is die God wat my red. Op U wag ek die hele dag. En in die kerk wag ons 'n uur en dan raak mense ongeduldig. Maar dit is, op U wag ek die hele dag. Geliefdes, met dit in gedagte, is 'n voorreg om te kan groet en sê, genade en vrede vir elkeen van julle. Vanaf ons liefdevolle Vader, ons verlosser Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Mag hy naby ons wees vandag. Mag ons ervaar hoe hy ons lei. Mag hy vir ons die rustigheid en kalmte op die regte oomblikke gee en die passie om op te tree op die tye wat dit so roep. Ek gaan julle vra voor ons eerste lied dan saam sing. Kom ons sluit oë en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, wat 'n verantwoordelikheid staan ons voor vanoggend. U die skepper van hemel en aarde, U wat alles in plek sit, Here, en U wat ons bymekaar geroep het. Here, vra ons vandag, gee vir ons wat ons nodig het. Ons wag op U. Here, 'n vreemde punt om te sê, dat ons tema is nie altyd net om te wag op U nie, maar terselfdertyd sê ons wag op U. Here, maar ons wag dat U ons vorm. Ons wag dat U ons lei. Nie net dat ons dit oorgegee het en nou wag ons dat U dit op U tyd moet uitsorteer, want ten minste is dit nie meer my probleem nie. Here, maar ons weet daar's baie probleme wat buite ons beheer is. Here, ons weet daar's ongemaklike bewegings in ons land. Mense wat frustreerd is en voel hulle word nie gehoor nie. Maar terselfdertyd mense wat bang is, want hulle weet nie waar om skuilings te kry nie. Ons weet op 'n dag soos vandag waardeer ons die reën en Here, ons weet daar's baie mense wat dit weer vrees. Terselfdertyd is dit iets wat baie mense sê, maar dis 'n kalmerende dag en dan is dit ook die reën wat hulle in die huis hou in plaas van die kerk. Here, ons is gecompliseerd as mense, maar ons weet U ken elke een van ons in ons diepte. U wat elkeen van ons se harte se vrese en blydskap ken, mag U ons vandag ontmoet. Here, ons het die lys van voorbereiding so deurgelees, Here, en ons sien hoeveel seer en hospitaalbesoeke en sterfgevalle daar die afgelope tyd is. Here, mag U elkeen in hulle omstandighede vashou. Mag jy hulle seën. Mag hulle ervaar U is naby. Nie net in gedagte en in konsep en om die dominee so gesê het nie, maar om dit is wat U beloof het. Ons bid in U naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat ons gaan staan as ons sing O Heer my God, en dit is vers 1 en vers 3, maar dit is elke keer oor die koor wat sê, dan moet ek juig my Here en my God. Dis daai reaksie om te sê, dit wat ek ervaar het, dit wat ek beleef het, en vers 3 wat nou spesifiek dan sê, U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak ons weer heel wat sonde hier gebreek het, hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dis daai idee van, ek besef wat die Here vir my gedoen het, en ek juig daaroor, dit verander wie ek is. Dis nie net 'n praktyk en 'n leer en 'n dominee het gesê nie, dis uiteindelik iets in my beweeg en raak nuut. So kom ons staan en sing ons saam, vers 1 en vers 3 van O Heer my God.
Geliefdes, ek noem die volgende gedeelte gediggebed, want gebed sal net tipies wees, dis wat ons bid, dis wat ons luister, hierdie eens meer net een om te bestudeer. Maar ek hou dit ook vir ons dan net so voor. Dis een wat ek nou toe ek opgelees is in een van, as ek reg, 'n bietjie vertaalde weergawe van een van Woking Preachers. Goed, maar as ek nou reg onthou is dit die bron gewees, maar ek hou hom ook vir ons voor. Ek het gevra dat U die storm verwyder, maar U het in die storm kom sit. Ek het gevra dat U my pad verlig, maar U het my oë geopen. Maar U het my oë geopen vir die lig wat altyd al was. Ek het gevra vir antwoorde, U het my 'n vraag gegee. Wat maak jy hier, my kind? En in die vraag self was die antwoord. Geliefdes, ek hou van daai laaste gedeelte wat sê, ek het gevra vir antwoorde, U het my 'n vraag gegee. So God vra antwoord die vraag met 'n vraag. Ons sien dit nogal redelik in Job, is een van die groot voorbeelde daarvan. Nou, dit is eintlik op 'n gedeelte van Elia, so ek moes daai laaste woorde verander het, maar wat maak jy hier, my kind? Dis die gedagte van, jy is nie net hier om te ontvang nie, jy is nie net hier om te kyk hoe die wêreld rondom jou verander nie, maar jy is deel van die werke van die Here. Geliefdes, ek gaan vra dat ons net so sit, dan sing ons saam die lied van Op berge en in dale, vers 1 en vers 2. Nou ek het op 'n stadium oorweeg om die lied te vat en 'n klein bietjie die woorde te verander om te sê, by die werk en by die huis, so daarso vind ons die Here, maar besluit, kom ons hou die oorspronklike, ons gaan nie nou die woorde verander van liedere in die liedboek nie, maar dis uiteindelik hierdie gedagte, daar waar ek gaan, daar waar ek betrokke is, oral waar ek is, daar is die Here. En as die Here uiteindelik daar so is, dan is daar ook iets om van die Here uit te leef. So kom ons sit net so en sing vers 1 en 2 saam, van Op berge en in dale. Geliefdes, 'n groot deel van hierdie tema om te kan sê is dat soms is gebede meer as om te wag op die Here, is die gedagte dat die Here vorm ons en maak ons om te staan in sy diens, om deel te neem aan sy werke, om deel te wees van sy koninkryk. Nie net die gedagte van ons gee vir hom en dan sê ons okay, maar ons het ons deel gedoen nie, ons wag nie, en daarom ook hierdie gedeelte van 'n beurtspraak. Nou julle ken beurtspraak, is die gedagte van ek is voorganger sê iets en dan volg julle. Daar is 'n hele paar gedeeltes, volg asseblief net saam die bord, as julle daar in die bank ook sal beheer, dat ek daar kan gaan. Maar kom ons antwoord dan ook hierop. Here, ons kom nie net om te praat nie. Ons kom nie net met ons planne nie. Verander nie net ons omstandighede nie. Wanneer ons bang is vir die roeping voor ons, wanneer ons onseker is oor die pad, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, want ons behoort nie aan onsself nie, en ons leef nie net vir onsself nie. Amen. Geliefdes, kom ons sit so, dan sing ons net Halleluja, U is koning. Nou, ek weet baie mense het baie keer 'n probleem met ons sê, ons aanbid U in die woning. Maar as ek nou sê U woning, wil ek jy moet dink aan die kerk nie, dis die gelowiges wat hier bymekaar is. Hy woon in ons harte, hy woon in ons lewe, hy woon in die wêreld so om ons. As ons sê ons bid om in sy woning, dan is dit die geheel in die harte van die mense. Kom ons sit so, dan sing ons saam, Halleluja, U is koning. Geliefdes, na my opinie, soos ek het sien, na my opinie,
is een van die belangrikste veranderinge wat in 'n gelowige se lewe kan plaasvind, gaan rondom gebed. En dis waar hulle gebede uiteindelik hulle roeping ontmoet en nie net hulle gedagtes nie. Geliefdes, dis daai punt wat ons sê, maar dit wat ek bid kom vanuit die roeping. Nou, suk om 'n prentjie te kry, is net die rede kom ek 'n foon gevat het. Dis daai persoonlike gesprekke met God, nie net daai gedagte van ons volg 'n prosedure en 'n gewoonte nie. En dan moet ek vir jou vra, maar hoekom bid jy? Ek het dit in die boodskap gister ook gesê, seker logies, ons bid om met die Here te praat. Ek bid want dit word geleer is belangrik. Ek bid want ek wil die Here ervaar in my lewe. Geliefdes, maar daar is tog 'n verskil. Daar's 'n verskil of ek 'n vorm van 'n verslaggebed het en of ek werklik 'n soeke na die Here het. En dan kan ons vra, okay, maar wat presies is hierdie, want is nou my terme wat ek gebruik, wat presies is hierdie verslaggebed wat mens nou op die tafel wil sit? Wel, enigiemand wat al 'n verslag geskryf het, sal weet wat die uiteindelike probleem daarmee is. Veral as jy 'n gereelde verslag moet skryf, of 'n nou maandelikse verslag is, of uiteindelik 'n maandelikse verslag is, of op verskillende kliënte verslae moet skryf, nader aan begin die een baie soortgelyk aan die ander wees. Jy voel, ja, maar jy kan hierdie deel net kopieer en daarin plak, is copy and paste oor en oor, en naderhand kry jy ook hierdie gedagte, hierdie dokumente wat partykeer saamgestel word, wat sê, insert, wat ook al hier, insert name hier, problem hier, date hier, plaas hierdie wat hierso gaan wees, hierso. Want dit herhaal, maar oor en oor en oor. Nou, dink aan 'n verslag, as ek nou sê 'n verslaggebed, dan sê ek 'n gebed is iets soortgelyk in daai mate vir mense, dat hulle in hierdie situasie inloop wat hulle sê, maar ek moet dankie, jammer en asseblief sê. So ek begin, ek sê, Here, ek is regtig bekommerd oor hierdie situasie wat ek mee te doen kry, of hierdie persoon, help asseblief vir, en dan sit ek hierdie persoon se naam daarin. Bid ek vandag dit, ek bid môre iets anders, sit 'n ander naam net in. Here, ek het weer droog gemaak, ek het iets verkeerd gedoen, ek is jammer oor. Sit probleem hier in. Here, ek voel nie lekker nie, help asseblief met insert problem hier. Jy hoor, is eintlik al uitgewerk die gebede, en jy sal agterkom, jy begin in so 'n rutine verval, as jy op die einde van die gebed kom, en jy wonder, maar het ek onthou om hiervoor of daarvoor te bid? Het ek dit gedoen? Of jy kom agter, jy kan eintlik voel of jy die gebede outomaties bid, soos as jy besig is om te lees, en jy kom op die onderkant van die bladsy, en jy kom agter, maar jy kan nie onthou wat aan die bokant gebeur het nie. Jy het net outomaties gevolg. Nou wat is die verskil tussen dit, en as jy so praat van om te soek na die Here? Of wanneer gebede uiteindelik jou roeping ontmoet. Nou ons gaan nou 'n bietjie meer praat van wat is roeping, maar roeping net in effek, daardie idee wat jy sê, maar ek glo die Here is hier, en daarom neem ek hier aan deel. Dit is wanneer jy sê, maar omdat ek glo die Here is hier, omdat ek glo die Here werk hier, omdat ek glo die Here maak hier deel, bid ek ook vir die krag en die leiding vir hierdie oomblik. Nou, kom ek gebruik net die voorbeeld, om dit duidelik te maak. Want dit help ons om te verstaan as ons deur voorbeelde werk. As jy byvoorbeeld in 'n situasie is, jy het 'n vriend, 'n familielid, iemand saam met wie jy werk, of iemand wat jy net ken, en jy beleef dat hierdie persoon se lewe nie is soos jy glo, die Here wil hê dit moet wees nie. En ek bedoel nie net dat jy oordeel bepaal, hierdie persoon is verkeerd nie, dit is werklik, jy ervaar die Here vra vir jou om iets van hom teenoor hierdie persoon te getuig, uit te leef, verandering te maak, daai belangrikheid. 'n Verslaggebed in so 'n geval sal wees. Here, kom ons gebruik 'n familielid. Here, hierdie persoon, hierdie familielid van my, is ek oor bekommerd. Mag U asseblief in hulle harte werk. So, jy noem die naam, jy bid laat aan die harte werk, jy gaan verder aan. Dis hy verslag, is hierdie outomaties opgestelde gebed. 'n Soeke na die Here sal meer iets wees soos in die lyn van. Nou is nie regtig gebeur nie, is net 'n voorbeeld. Sal meer iets wees in die lyn van. Here, ek het hierdie familielid wat ek nie so gereeld sien nie. Maar elke keer as ek by hulle kom, ervaar ek hoe U dit in my hart druk om met hulle te praat en te getuig, en iets in hulle lewe is nie reg nie, en eerlik te wees, ek weet nie eers meer of hulle U volg nie, of het hulle daai verhouding met U nie.
Here, maar ek weet nie. Ek is bang om iets te sê, want jy weet, as ek nou ietsie sê, dan loop ek mos nou die hele dag met die Bybel onder die arm. En ek weet nie wanneer moet ek stil bly, wanneer moet ek vra en wanneer moet ek optree nie. Ek kan aangaan met die gebed. Die idee is nou nie om volle gebede te gee nie. Maar ek hoop jy hoor wat die verskil is. Die een is 'n copy and paste wat ek net elke keer vir iemand dieselfde gebede kan bid. En die ander een het ek werklik my emosie in my hart, my wese, my bekommernis voor die Here geplaas. En nie net dit vir hom gegee om te sê, Here, mag U in hulle harte werk, maar uiteindelik om te vra, my Here, mag U in my werk, dat ek weet hoe en wanneer om op te tree. En vandag gaan ons Nehemia 1 vers 4 tot 11 lees. Net om gou konteks te gee in watter omstandighede Nehemia hierso is. Nehemia en Esra skryf in dieselfde omstandighede. Die Babyloniese ballingskap is verby. Wonderlik, die ballingskap is verby. Die Babyloniese ballingskap was wanneer Babylonië vir Judea oorwin het. Hulle het baie van hulle leiers, meeste van hulle leiers en groot getal van hulle bevolking gevat en in 'n ander land gaan plaas. As jy 'n boek wil hê wat dit meer duidelik maak, gaan lees die boek van Daniël. Die boek van Daniël vertel ons nogal baie, van Openbaring tot uiteindelik om hierdie boeke beter te verstaan. Maar daarso vertel van die ballingskap. Hulle moet werk volgens hulle reëls en hulle optrede en hulle besluite en hulle godsdiens, hulle koning, dis hoe hulle moet werk. En toe kom die Perse. En die Perse oorwin uiteindelik die Babyloniërs en hulle het 'n ander bestuursmetode. So, is as nie heeltemal vry nie, hulle is net onder ander bestuur, maar die Perse sê vir jou, jy kan teruggaan na jou eie land en jou eie stad, jy kan weer jou heiligdomme, wat die Babyloniërs gaan plat staan het, hulle die tempel verwoes, jy kan dit weer opbou, jy kan jouself regeer onder die leiding van die Persiese reëls en om belasting te betaal. So hulle is nou nie heeltemal so vry nie. Maar jy kan jou eie God aanbid, jy kan jou eie stede regeer met hierdie caveat om hierdie reëls te kan volg. So, is in hierdie omstandighede wat Nehemia dan skryf, maar wat die Perse het nou oorgeneem, maar terselfdertyd is die mure van Jerusalem platgeslaan, en as die mure nie staan nie, kan enige volk van buite af kom, en dit is baie maklik om hulle aan te val. So, ons sien nou daai omstandighede, en dan gaan ons saam lees uit Nehemia 1 vers 4 tot 11, 2020 vertaling, maar voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons wil nou verder U woord bestudeer. Here, maar ons wil praat oor gebed en die verantwoordelikheid van gebed, wat nie net woorde en routine en copy and paste moet wees nie, maar uiteindelik 'n lewende soeke na U. Here, wat sê ons oor 'n boek wat al oor millennia terug geskryf is, Here? Wat sê ons oor 'n boek wat ons al Afrikaans het, vir dekades lank, Here? Uiteindelik besef ons dat 'n nuwe boodskap kan slegs kom as dit uit U Gees vir ons gegee word. Daarom bid ons, Here, elkeen wat hier so is, elkeen wat op die stroom inskakel, elkeen wat alles hoor en die wat net gedeeltes hoor, dat dit wat hulle hoor van U af mag wees. En Here, mag U iets nuut maak. Mag U, soos U van Nehemia bygestaan het, ook ons gebede vandag verhoor. Here, nie net as 'n gedagte om te sê dat ons nou vir U dit gegee nie, maar om te vra, mag U asseblief vernuwing bring in ons wêreld, maar ook in onsself. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, ons lees saam Nehemia 1 vanaf vers 4 tot 11. Dan net, hy gaan nou sê toe ek hierdie woorde hoor, dit is uitgehoor dat Jerusalem nog steeds in hierdie verwoesting is, die mure nog steeds plat is. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gaan sit en huil. Ek het dae lank getreur, ek het aanhou vas en voor God van die hemel gebid. Ek het gesê, ekskuus geliefdes, ek het nou besef, as ietsie wat julle nie verstaan as julle dit nie besef nie. Nehemia werk as skinker in die Persiese koning se hof. So hy is nie in Jerusalem self nie, dis hoekom hy nie van weet nie, dis hoekom hy nie gehoor het nie. Hy werk as 'n skinker, 'n gesogte posisie, want jy word vertrou daarso. En dan bid hy in hierdie omstandighede van Jerusalem wat daar ver is. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en onsagwekkende God, wat die verbond en trou handhaaf vir hulle wat hom liefhet en sy gebooie nakom.
Laat u oor asseblief aandagtig wees en die oë oop wees om te luister na die gebed van die diensknegt wat ek dag en nag voor u bid oor die Israeliete, die diensknegte, die gebed waarmee ek die sondes van die Israeliete bely wat ons teen u begaan het. Geliefdes, voor ek verder lees, wil ek daai sin vir jou as 'n voorbeeld vat. As jy ooit voel jy het nie die woorde om te bid nie en jy sukkel om te bid, besef net daai sin wat in Nehemia daar gesit het, dink ek sal baie Afrikaanse onderwysers en onderwyseresse tipe oorval gee. Dit is sinne wat gekoppel word en onderbreek word. Jy hoef nie altyd die perfekte woorde te hê nie, maar daar so bid hy. Ons kyk aan die einde van vers 6. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het uiters sleg, vers 7. Ons het ons uiters sleg gedra teenoor u en nie die gebooie, vaste voorskrifte en bepalings nagekom wat u diensknegt Moses beveel het nie. Onthou asseblief die woord wat u diensknegt Moses opgedra het. As julle ontrou is, sal ek julle verstrooi onder die volke, maar as julle na my terugkeer en my gebooie nakom en dit uitvoer, selfs al is julle verstrooi tot aan die einde van die aarde, sal ek julle daarvandaan bymekaar maak en na die plek bring wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is tog u dienaars en u volk wat u deur u groot mag en met u sterk hand bevry het. Ag my Heer, laat u oor asseblief aandagtig gerig wees op die gebed van u diensknegt en op die gebed van u diensknegte, wat vreugde daarin vind om ontzag vir u naam te hê. Laat die diensknegt asseblief vandag slaag en gee dat daar vir hom barmhartigheid sal wees by hierdie man. Ek was in daardie tyd die koning se skinker. Weens as jy hoor hierdie man is, hy wil nou met die koning praat. Nehemia wil as skinker nou met die koning gaan praat en vir die koning vra, maar ons wil die mure van Jerusalem gaan opbou. Nou, dit klink alles goed en mooi, tot jy vir 'n oomblik stil staan en hierdie besef het, dat hy vra vir 'n koning, dat een van die stede waaroor hy regeer, een van die volk wat eintlik 'n reputasie het dat hulle in opstand kom, dat hulle weer hulle self kan beskerm, dat hulle weer daai mag het om hulle self te regeer. Nog steeds onder die mag van die Perse, ja, maar dat hulle daai geleentheid kan hê. Dis 'n uitdagende gesprek om skielik te gaan hê. Maar terselfdertyd wil ek sê, ek haal my hoed af vir Nehemia. Want hy het hierdie moed van sy oortuiging, dat hierdie saak het die Here op sy hart gedruk. Hierdie is wat die Here wil hê moet gebeur, en hierdie is wat die Here vir hom gegee het. En daarom gaan hy met die koning praat. Daarom gaan hy na Jerusalem toe gaan, en daar gaan hy ook nog baie uitdagings werk. Hierdie jaar wil ek 'n paar keer eintlik uit Nehemia werk, wat mens kyk na daai uitdagings, maar hy het sekere uitdagings wat hy teen te staan kom, waar die mense partykeer saamwerk, partykeer nie saamwerk nie, maar die een deel hoekom dit vir my uitstaan is hierdie. Hy kon gedoen het, wat so maklik is vir so baie van ons om te doen, en dis om te sê, is dit nie verskriklik nie? Mens doen 'n baie keer, is dit nie? As jy nie lus is om betrokke raak by iets nie, dan is dit soos in, jy kyk na die omstandighede, jy kyk waar die swaar kry, jy ry verby een wat jy kort sê, maar Here, mag U nie hierdie persoon help nie. Here, daai gaan deur moeilikheid, kan iemand nie gaan troos nie. Is dit dan nie verskriklik dat hulle dit beleef nie? Nou, ons kan nie alles beheer nie. Ek kan nie die oorloë van ver af, of die opstande van Dinsdag beheer nie. Daar is sekere goed wat ek net kan sê, ek gee oor aan die Here, en ek wag. Maar geliefdes, ek praat nou van uit hierdie roeping gehad, en dan moet ons vra, okay, maar wat is roeping? Maar eers 'n belangrike punt, en dis die vraag is, glo jy in 'n roeping? Nie net om te sê die dominee is geroep om hierdie werk te hê nie, maar glo jy in 'n roeping? Die idee dat die Here 'n taak vir my en vir jou het, nie net vir die dominee en die kerkraad en die sendeling, en die evangelis, en die profeet, en die apostel nie. Maar uiteindelik, dat die Here elkeen van ons as deel van sy koninkryk gebruik. Want dit is dan die vraag, maar wat is 'n roeping? Want anders het hierdie teks nie vir ons veel waarde verder nie. 'n Roeping, as ek dit in sy mees eenvoudige vorm
kan sê, wat ek nou kan oordra, is wanneer die Here vir jou sê, maar ek het 'n deel van my koninkryk aan jou toevertrou. Ons bid laat sy koninkryk kom. Ek het 'n deel van my koninkryk aan jou toevertrou. Nou my eie woorde, ek gaan nie jou vir jou spesifieke vers op aanhaal nie, maar dis hierdie besef, dat weet jy wat, ek staan in diens van die Here. Wat is sy roeping vir my en vir jou? Want geliefdes, ek wil tog nou 'n belangrike onderskeid maak en om dit te verstaan, moet ons die deel verstaan. Ek het dit in Pinkster ook gedoen en nou wil ek 'n bietjie verder daarmee gaan. Is om te sê 'n onderskeid wat ons nodig het om te maak, is om te sê daar's 'n verskil tussen 'n goeie mens en 'n Christen. Daar's 'n verskil nou tussen spesifiek om 'n goeie mens te wees en om geroep te wees. Jy sien, om 'n goeie mens te wees beteken jy het hierdie lys van goeie goed wat jy doen. Jy vermy die slegte en jy bedoel jy die goeie doen. Dis wat ons moet doen. Maar uiteindelik in Pinkster te gesê, dis nie net om die goeie te probeer doen volgens die wêreld se reëls nie, dis om iets van die Here uit te leef, dat die Gees duidelik in ons word, dat die mense net sien na ons en sê, "Wow, jy doen goeie goed nie," maar iets van die Gees leef binne in ons, iets van God leef binne in ons. Maar net 'n onderskeiding in wat is roeping as ek nou daarvan praat. En roeping het mense baie keer net hierdie groot oomblikke. As die Here ons roep, dan sê hy, maar ek vertrou 'n deel van my koninkryk aan jou toe. So dis 'n taak spesifiek aan jou. Dis nie net om te sê, is hierdie lys van goeie goed wat ons doen nie. Dis om te sê, dat jy het 'n plek waar jy in God se plan en werke pas. Vir party mense is dit regtig groot goed. Dit is vir Paulus, Saulus, wat hierdie taak gehad het om die woord te verkondig, dit het die verloop van geskiedenis vir altyd verander. Party mense is in verantwoordelikheid te neem vir die omstandighede waarby hulle betrokke is, vir wêreldleiers en plaaslike leiers, weet jy wat, hulle verander die verloop van ander mense se lewens. En party van ons het die Here het vir jou familie, jou eggenoot, jou kinders, jou vriende, jou mense om jou gegee. Party keer is dit 'n lewenslange verantwoordelikheid en party keer iemand wat jy nou net mee moet praat. Van die Here het jou op hulle pad gestuur. Partykeer voel jy bevoeg, en meeste van die tyd nie. Maar die Here het gesê, iets van my werk kan ek en gaan ek ook deur jou doen. Nou Nehemia is nogal 'n uitsondering in daai mate, wat hy sê, maar Here, ek voel hierdie taak en ek wil dit aanpak en ek gaan dit aanpak. Moses, Jesaja, Gideon, hulle het almal so 'n bietjie vasgeskop en gesê, wag 'n bietjie, dis 'n bietjie moeilik. En ek en jy kan miskien in verskillende omstandighede inval. Nehemia vat dit voluit aan. Hy kyk na die stikkendheid van hierdie wêreld en sê, maar ek glo God wil my hier binne in gebruik. Dan kan ons kyk. Hoe begin hy? Dit is my belangrik en besonder om dit raak te sien. Hierdie manier wat hierdie hele gedeelte gestruktureer is. Wat hy begin om te sê, hy besef hierdie onsagwekkende God, hierdie groot God, die skepende God, die een wat bo alles is. Die een wat sy verbond hou vir die wat dit volg en vir hom liefhet. Maar nadat hy hierdie pragtige beskrywing van God gegee het, dan gee hy die beskrywing van die volk aan die ander kant. Die volk wat wegbeweeg het, die volk wat gesondig het. Nehemia, ekskuus, ek bly aan twee name omruil. Nehemia self, wat hierdie oortreding gehad het, hy en sy familie. Ons lees dit daarso. God van die hemel, 'n groot onsagwekkende God. Die grootheid. Daar sê hy ook, die gebed waarmee ek die sondes van die Israeliete bely, maar ook ek en my familie het gesondig. Hy bring dit voor die Here om te sê, maar ek besef hierdie foute wat ons gemaak het, en ons besef alles wat ons verkeerd gedoen het. Ons besef, dis hoekom ons is waar ons is, dis hoekom die stikkendheid van die wêreld daar is, dis hoekom die stikkendheid van Jerusalem daar so is, hoekom Judea nie meer is wat hulle is nie. Ons besef dit alles, sonde, selfsug. Maar hier is vir my die mooi daarin. Wanneer hy sonde bely, is daar iets mooi daarin. Hy weet wat die Here gesê het, dat hulle sonde erken, sy gebooie weer volg, na hom luister, sal die Here hulle weer bymekaar maak. Hy het nie hierdie vrees dat hy die volk en homself moet kom regverdig, moet verduidelik of verdedig nie. Hy kan net eerlik met die Here kom praat en sê, ons het 'n fout gemaak, ons het gesondig, ons was van die pad af.
En ons weet, U is ook by ons. En U het ons nog steeds lief. Geliefdes, dit haal die druk van my en jou af, om daai besef te kan hê, dat, weet jy wat, al het jy die foute gemaak, al het jy gesondig, al het jy vir die Here al soveel keer beloof, jy sal nie hierdie keer weer nie. Hy verwerp ons nie. Ons mense, het is nie altyd die beste om selfs ons beloftes te hou, om te sê, dit was die laaste keer nie. Sit. Hierdie keer was verseker nie Israel se eerste keer nie. En nog steeds het die Here hierdie pad saam met hulle gestap. Ek wil hê, jy moet die eerste deel daarvan hoor. Wanneer ons bid en wanneer ons spesifiek, ek het nou 'n voorbeeld gebruik van wat se verskil tussen verslaggebed en 'n soeke na God. Ontmoeting tussen roeping en gebede. Dis nie 'n verslag nie, so jy hoef nie hierdie 3 stappe te hê nie, maar jy sal tipies hoor, is daar sekere goed wat na vore kom. Die een is die idee van jy lê jou situasie voor die Here. Die tweede is om te sê jy erken dis te groot vir jou om self te doen, die derde is om die Here se leiding te vra. En hierso is die eerste ene wat ons daarso sien. Nehemia is hierso en hy deel met die Here wat ook in die land aan die gang is. Die stikkindheid en die mense se eie oortreding. Want dit gaan nie net daaroor om vir die Here te sê, maar Here, help ons, gee vir ons die middele om ons muur uiteindelik op te bou, dat ons weer vir Jerusalem kan beskerm. Jy weet, as ons hierdie stad kan terugkry, gaan die mense sê, kyk die mense van Israel, hulle dien die Here, hulle het hulle stad terug nie. Hy besef, daar's iets binne hulle wat moet verander. Hy besef, daar's iets van die volk wat moet verander. En hy vra ook, dat hulle daai geleenthede sal hê. En hy vertrou dat die Here hulle dan weer bymekaar sal kan bring. Geliefdes, daai erkenning, daai vertelling, is uiteindelik wat ek en jy ook dan, as ons hierdie roeping beleef, wat ons met die Here kom deel. Ek wil tog 'n belangrike, ek wil amper sê disclaimer hierso sit. As ons begin, en ons wil sê, maar ek bid vanuit my roeping, beteken nie alle gebede is so nie. Hierdie is 'n baie spesifieke gebed. Jy is nie geroep om alles te doen nie. Ek kan nie nou sê, maar weet jy wat, ek is bekommerd oor Dinsdag se opstande, ek voel die Here roep my om met die president te gaan praat of om 'n bietjie raad te gaan gee nie. Nie my plek nie, nie my kennis nie, nie my vermoë nie. Nie alles is 'n roepingsgebed nie. Net daai baie duidelik maak. Almal in die volk het nie hierdie verantwoordelikheid gehad nie. Nehemia het hierdie verantwoordelikheid, die Here het hom geplaas. Jy moet bepaal wat is hy roeping wat die Here vir jou gee. Ons erken ons het foute, ons erken ons maak foute, maar terselfdertyd sê ons weet die Here is die Here. Hy vergewe, hy onthou Jeremia, kom ons gaan die kant. Jeremia, jammer dat ek die name altyd verruil. Ek sien daarom party mense se koppe ruk so julle luister nog na my. Nehemia bly so bid en hy sê onthou asseblief die woord wat u diensdag Moses opgedra het. Hy sê ek onthou wie u is en ek onthou u sal dit bly. Geliefdes, wanneer ons dan hierdie gebede het vir ons roeping, vir wat dit vir jou mag wees, dan deel jy dit met die Here. En party mense sal dit wees om te sê, maar ek vertrou die Here het my nou hierdie roeping gegee om oor my familie te kyk en die mense wat om my is. Dan kan dit partykeer moeilike omstandighede wees. Ons sê maar Here, ek weet u het dit toe vertrou, maar elke week dink ek hierdie week gaan beter wees, maar hierdie week is ook nie tyd nie, net soos laas week en ek weet nie of gaan dit verander volgende week nie. Ek weet nie waar om die tyd te kry nie. Jy hoor hierdie deel jou omstandighede en jou tekortkoming. Maar miskien is dit iets goed. Kom ons vat weer gesin. 'n Ouer wat opgewonde is en trots is op hulle kind. En dan kan hulle vir die Here ook sê, maar Here, ek is dankbaar dat my kind so presteer in akademie, sport, kultuur, kies maar wat jy daar wil insit, weens 'n bietjie verslag daarso te preek. Maar jy besef ook dit het miskien keuses vir die toekoms, geleenthede wat hulle moet oor besluit. En dan bid jy daarvoor, jy gee dit vir die Here. Nie alles is Nehemia se situasie dat hy uitdagend is nie. Ekskuus, as ek so 'n naam omgeruil het, dan voel my brein heeltyd een kant toe gaan. Maar waar staan ons dan?
Soms is gebede meer as om te wag op die Here en ek wil hierdie onderskeiding maak. Nou praat ek spesifiek van roepingsgebede. Daar is seker goed wat ons kan doen is om te wag op die Here. As ek bid vir 'n oorlog, as ek bid vir 'n opstand, as ek bid vir die omstandighede, as ek bid vir iemand om gesond te word, is dit sekere tye ek kan net wag op die Here. Die rede hoekom die tema is, soms is gebede meer as om te wag op die Here, is om te besef dat hierdie gebede is nie net om te sê, ek gee dit vir die Here, en as ek nou vir die Here gebid het, oor hierdie persoon wat ek voel, die Here moet in hulle hart werk, dan het ek mos nou my deel gedoen nie. As ek nou gebid het vir mense wat swaar kry, het ek nou my deel gedoen nie. As ek bid, dat daar vrede moet kom tussen mense, en dat ek nou geduldiger moet wees, of dat daar meer verdraagsaamheid moet wees in ons land, dan ek mos nou my deel gedoen nie, nou kan ek moet weer aangaan met my lewe nie. Wanneer ek dit vir die Here bid, dan nooi ek hom ook om te sê, maar vorm my, dat ek daai impak kan maak, want ek glo, U het my gestuur in hierdie omstandighede. En dan wil ek 'n tweede belangrike onderskeiding maak. So belangrik as wat dit is om te sê, daar's 'n verskil tussen goeie dade en 'n geroepe mens, is daar 'n verskil tussen hoop en optimisme. 'n Ware goddelike hoop en optimisme. Want optimisme is om te sê, ek kyk na die goeie, ek luister na die goeie, en ek hoop op die goeie vir die toekoms ook. 'n Goddelike hoop is om te kyk na die goeie, om te luister na die goeie, en dankbaar te wees vir die goeie, maar terselfdertyd, soos Nehemia, net om die keer, soos Nehemia, kyk jy ook na 'n stikkende wêreld, stikkende omstandighede. En in daai oomblik, dan sê jy maar, ek glo die Here kan hierso, en wil hierso werk. En hierso is 'n belangrike punt, wat ek dan aan wil raak. Weet jy wat doen baie van ons? En ek wil also sê, dit is moeilik om te sê, want gewoonlik op so 'n dag, is die mense wat die meeste geneig is om te doen, nie in die kerk nie, so koop ons volgens die stroom, is ons sê, ek dink die Here wil iets doen, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in ons of by my werk, en dan gooi hulle dit in die lug, en hulle hoop iemand anders neem die verantwoordelikheid. Die Here druk dit op jou hart, en dan hoop jy iemand anders voel dieselfde daaroor en begin daarvolgens optree. Geliefdes, ek kan vir julle dit sê, die oomblik as die Here iets op my hart druk, dan voel ek ook meer miskien soos Moses, of Jesaja, of Gideon, as wat ek soos in Nehemia voel. Ek wil vir die Here sê, maar Here, dit is 'n wonderlike idee, maar hoe? Hoe moet ek dit doen? Nehemia sê vir die Here, Here, maar ons sien die stikkindheid, maar dan het hy hierdie absolute vertroue weer om te sê, die Here sal by mekaar maak, en sê, dis nie in my vermoë nie. Ek weet my eie gebede, ek beskryf dit vir die Here, en dan sê ek ook, maar hoe praat ek net met iemand partykeer oor die Here? Dit is partykeer wat ons goed net oorgee aan die Here. En ek wil dan sê, selfs in die tye wat ons gevorm word. Dit is moeilik om te beskryf sonder om baie besonderhede in te gaan, maar ek gaan dit kortliks probeer doen. Die rede hoekom jou gebede nie so verslaaf word nie, want jy besef dis die heeltyd veranderende omstandighede. As ek bid en ek bid, want ek voel die Here vra my om met iemand te praat of te werk of voorbeeld te stel of 'n impak te maak, want iets in daai persoon se lewe is nie soos die Here dit wil hê nie. Het ek al hierdie belewenis gehad, ek bid vir die Here en ek stap na daai persoon toe, ek is voorberei, ek het hierdie raad, ek het hierdie vrae, ek het hierdie omstandighede en ek het 'n manier om dit uit te werk, om met hierdie persoon te werk. En dan sit ek daar, dan gee die Here vir my vrede en kalmte om stil te bly. Ek dink as baie keer wat die engele, wat as ek reg is moet raad om te sê is dat, en hoor my, ek bedoel dit nog steeds met respek, om te sê, jy shut up nou eers, die Here is besig om te werk. En hoe ek al hierdie belewenis gehad het, wat ek raad wil gee, dan gee die Here vir my 'n vraag om te vra, en in dit ervaar ek hoe die Here, voor ek nog ietsie kan sê, deur daai persoon wat hulle eie gedagtes deurwerk, hoe die Here dan in daai persoon begin werk. En as ek so opgewonde, dan wil ek bid in die aand, dan vertel ek vir die Here, Here, toe ons besig was daar, so toe praat ek met hulle, en toe sien ek dit in hulle gesig, en dan die Here sê, ja, ek was besig om te werk, ek is daar, maar dit is nog steeds baie lekker om dit te deel. Dan vra ek nog steeds vir raad vir die toekoms.
Om te sê ons bid en ons neem hierdie roeping aan, beteken dit nie ons wag nie op die Here nie. Dis net 'n geval van ons sê, dis nie al wat ons doen nie, ons gee nie net oor nie. Ons het ook daai gedagte om te sê, maar Here, as U my hier wil gebruik, of dit maklik is of nie, ek stap hierdie pad wat U vir my wys. Prentjies is nie heeltemal akkuraat nie. Ek het dit gekies van die pad, is nog besig om te ontwikkel, maar geliefdes, dis nie 'n teerpad wat ons altyd het nie, is dit? So die pad agter die Here aan stap, maar hy lei ons daardeur. Maar ek hou van die prentjie, want as jy die Here volg, dan kyk jy in 'n toekoms in wat jy nie altyd weet hoe dit gaan uitwerk nie. Jy weet nie altyd wat gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe gaan daai gesprekke afloop nie. Jy weet nie wie moet almal betrokke wees nie. As die Here dit op jou hart druk, dan begin jy die pad stap. Nehemia het hierdie gebed gebid. Hy vra dat die Here hulle moet lei, dat hulle sal terugkeer en dan moet hy met die koning gaan praat. En dit is waarvoor hy aanbid. Vers 11. Bid hy daarvoor. En dit is vir my 'n besonderse gedagte, tweede laaste gedagte en kort gedagtes om mee af te sluit. Dit is my besonderse gedagte dat hy dan bid vir die koning. Of die gesprek met die koning. Want uiteindelik onthou die koning is een van die Persiese koning, leier daar. Hy is nie 'n gelowige nie. Hy kan nie sê laat die Here in sy hart werk soos hierdie verhouding wat hy met hom het nie. Geliefdes, dit beteken vir my en vir jou as ons bid vir hierdie wêreld, as ons bid vir daar waar ons betrokke is, die Here is nie afhanklik van gelowiges nie. Die Here werk oral. En as die Here jou stuur, hoef dit nie net tussen gelowiges te wees nie. En dit hoef nie te wees as iemand nie 'n gelowige is nie, moet julle oortuig eers nie. Die Here werk reeds daar. Maar as ons nie net wag op die Here nie, maar vertrou dat die Here ons vorm en lei, dan is amen nie jou einde nie. Maar eintlik maar net 'n vorm van 'n wegspringpunt. Wanneer ek vir die Here gevra het, Here, ek sit in hierdie situasie groter wat ek kan hanteer. Here, ek beleef alles wat nou aan die gang is. En Here, ek vra, lei my, seën my, maak my rustig, gee my passie. Here, gee dit wat ek nodig het van U af. Dan kan amen nie wees om te sê, Here, ek het nou vir U gegee, nou vergeet ek heeltemal daarvan nie. Jy soek nog steeds die vorming van die Here, die vertroue dat hy jou sal wys. Maar dit is baie keer maklik om te sê, Here, ek het nou gebid, nou gaan ek my eie planne volg om die resultate te kry. Of, ek hoop iemand anders neem die verantwoordelikheid daarvan. Nehemia moes 'n muur laat bou het, maar hy moes 'n volk gerestoreer het. Nie in sy eie mag nie, maar uiteindelik slegs deur die Here. Kom ons sy oë, bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons bid nou vir elkeen wat hierso sit. Met hulle eie hartverhale, eie omstandighede, Here, en hulle eie roepings. Here, want ons weet, as U mense roep, en al is dit 'n soortgelyke taak, is dit uniek. Here, as dit nou vir hulle familie en hulle werk en hulle omstandighede, en as hulle miskien betrokke kan wees, Here, van die politiek en die godsdienst en die kerke en die wêreld en die land en skole en oral waar dit mag wees, Here. Mag U hulle ook daar bemagtig. Mag U hulle herinner dat dit nie net binne hulle mag is wat hulle optree nie, want anders voel dit oorweldigend as U hierdie taak vir ons gee. Here, ek is seker Nehemia sou dit nie eers probeer aanpak het as hy gesê het hy doen dit alleen nie. As hy nou almal saam moes getrek het nie. Maar ons staan dan vandag voor U. Elkeen met ons eie verantwoordelikhede. En ons deel dit met U met soveel nederigheid dat ons besef maar ons het U nodig en sonder U sal ons dit nie kan aanpak nie. Here, ons vra, lei ons ook as gemeente, dat wanneer U vir ons as take wys wat ons nie weet hoe om aan te pak nie, dat ons nie sal terugstaan daarvoor nie. Dat ons nie sal hoop iemand ergens in die gemeente of iemand ergens in die gemeenskap doen dit nie. Here, as ons bid vir ons land, waar ons nie altyd beheer het nie, of nou die ekonomie is, mense wat deur die weerkoud kry, of Here, die opstande wat voorlê. Mag U die mense wat veronderstel is om op te tree stuur, in watter situasie hulle ook al is.
Here, ons raak kwaad, ons raak bang, ons raak opgewonde. As ons koerante lees, dan sien ons vrese vir opstande en ons sien 'n opwinding vir 'n sokkerspan wat 'n land weer kan bly maak. Maar mag ons hoop vind in U. Mag ons deel wees van 'n wêreld, maar iets anders bring in 'n wêreld wat net U kan gee. Ons bid in U naam. Amen. Geliefdes, kollekte gaan net by die deure opgeneem word. Ons gaan nou afsluit met die lied van Soek in God jou sterkte. Vers 1 en vers 3. En dit gaan juist, natuurlik is die gedagte, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Met sy wapenrusting klee ons in mag. Maar vers 3, doen dit alles bidend soos die Gees ons lei. Laat ons altyd waaksaam en gelowig bly. Dit is uiteindelik ja teen die aanvalle van die bose, maar is om te sê, die Gees vorm my en jou. Dis nie net die gedagte van ons bid en ons sê, Here, mag U die wêreld verander nie, maar ons besef ek en jy, hoe groot of hoe klein, het ook 'n taak, nie net omdat ons goeie mense is nie, maar dit wat die Here vir jou gegee het. Kom ons staan, sluit af met vers 1 en vers 3 van Soek in God jou sterkte. Geliefdes, ontvang ook nou die seën van die Here. Mag jy die nabyheid van die Here in jou lewe ervaar. Mag jy beleef dat jy deel is van God se koninkryk, dat hy jou sal bemagtig, dat hy jou sal lei, en wanneer jy jouself beperk voel, vind die kalmte en vrede in die Here, dat hy jou ook op daai oomblikke sal seën. Amen.